Goeiemôre graad 11. Julle almal kan nader staan, hier voor my tafel kom staan. Dan gaan ek vandag met julle 'n eenvoudige brood resep behandel en vir julle mooi wys hoe om die brooddeeg te maak. Hierdie deeg kan dan ook gebruik word vir pizza of 'n vetkoek, maar vandag gaan ons 'n brood bak. Okay, julle almal kan vorentoe kom. Goed, so hierso het ek my meel wat ek gaan gebruik, my sout, my suiker, my margarine, ek gebruik kitsgis wat ek gekoop het by die winkel en dan ook my lou warm water. Onthou die water moenie te koud wees nie en ook nie te warm nie want dan kan dit die gis doodmaak. Alright. So eerstens wat ons altyd doen is ons was ons hande. Alright. Goed, nou het ek my hande gewas, nou gaan ek ons stoof aansit op 180 grade Celsius om hom so lank warm te kry vir my broodjie. Daar sy. Okay, dan gaan ek nou my bestanddele begin afmeet. Ek het my skaaltjie hierso, waar ek dan nou my meel mee gaan afweeg, nee. Hulle sê 500 gram koekmeel. Okay, so hierso het ek my koekmeel. Ek sit my skaaltjie aan. Dan sit ek my meel op, dan kyk ek hoeveel. 500 gram is 100% reg. Klaar geweeg, sit my skaaltjie een kant. Okay, nou kyk ek gou my sout. Ek vat my maatkoppietjies wat hierdie is. Dan sien ek hulle soek. Ons soek 10 ml sout. Okay. Dan hierso is hy. Ek gaan die 5 gebruik. Dan gaan ek hom net 2 keer vol maak. Okay. Kan julle almal my mooi sien? Okay. So wat ook altyd goed werk is om 'n mes byderhand te hou en dan die oortolliges net so af te skraap om seker te maak jy het die regte hoeveelheid. Dis baie belangrik. Nou gaan ek my volgende 5 ml byvoeg, om weer net so bietjie afskraap. En daar het ek my 10 ml. Goed, dan kyk ek my volgende bestanddeel is 5 ml suiker. Goed, so hierso het ek my 5 ml, ek gaan net my lepeltjie uitvee. Hier het ek my suiker, 5 ml, so ek gooi hom weer in. My suiker hier ingooi. Een mooi, perfecte 5 ml. Daar sy. Kijk, dan sit ek hom een kant. Dan kyk ons gis is 3 ml. So op hierdie maat koppiekies is dit, hierso is 2 ml. So ons gaan 2 en 'n bietjie vat. Okay. Soos julle hierso kan sien, ek skraap hom net mooi af om seker te maak. Okay. Daar sy. Ons volgende bestanddeel is die margarine. Hierso het ek hom so uitgeweeg. Dit is 50 ml, so met ander woorde, jy gaan weer jou maatkoppie vat en dan gaan jy kyk vir 50 ml. Okay, en dan gaan jy dit weer hier insit, afskep en byvoeg. Ek het hom nou net sommer klaar so gekoop. Okay. Goed,
Goed, en dan gebruik ons altyd 'n meetbekertjie om vloeistowwe mee te meet, né? So 300 ml water, as jy hom mooi neersit en jy kyk, gaan jy sien hy is presies op die 300 ml water. Goed, so dan het ons nou al ons bestanddele afgeweeg, dan lees ons nou verder ons resep, né? Hy sê, meng die meel, hier is my meel, né? Meng my meel, so ek gooi my meel in 'n bak, saam met my sout wat ek afgeweeg het, en saam met my suiker, dis my droë bestanddele, okay. Okay, dan sit ek hierdie goedjies een kant, laat alles nie so rond staan nie. Okay, dan as ek dit klaar gedoen het, dan wat sê my resepie volgende? Vryf die margarine in met die punte van jou vingers. Hoekom doen ons dit? Ek gebruik die punte van my vingers om die margarine in te vryf, sodat dit soos broodkrummels kan lyk op die ou end van die dag. Okay, so ek gaan 'n bietjie margarine vat. En dit uitskep. En dan begin ek dit nou net so lekker invryf met my droë bestanddele. Vryf dit lekker in, sodat dit soos broodkrummels begin word. Kyk of ons nog 'n bietjie kan uitkry. En vryf hom net so lekker, dan meng die droë bestanddele sommer ook lekker saam. Okay, dan nou vat ons gis wat ons afgeweeg het, ons kitsgis, en ons voeg dit lekker so by. Mooi lekker oralster gooi. Okay, en ons kan dit ook inmeng. Right, as ons dit dan nou gedoen het, dan gaan ons nou ons lou water ook byvoeg. Nie te warm nie, want dan kan dit die gis doodmaak en die hele rysproses bevoeter. Okay, so ons gaan so 'n bietjie water gooi en dan gaan ons hom ook so met ons hande, gaan ons hom lekker inmeng, tot hy nou 'n lekker deeg vorm. Okay, kan ons die res van die watertjies bygooi. Okay, dan begin jy hom nou net lekker deurmeng, tot hy nou 'n lekker deeg maak. Sien, ek vou oor, meng hom lekker. Al die meel aan die kante bring ek oor. Wanneer jou deeg te styf is, kan jy altyd nog 'n bietjie water bygooi. Soos ek amper dink in die geval gaan wees. As hy nou weer 'n te nat beslag is, dan gooi ons net weer 'n bietjie meel by. Okay, so as hy so 'n bietjie vas sit, dan weet jy, hy kort nog 'n titseltjie water. Okay, so nou het ek net so 'n bietjie water bygegooi. So nou word hy meer 'n lekker brooddeeg. So ek meng hom net lekker saam tot hy 'n lekker bolletjie kan vorm. Okay, sodra hy dan nou so lekker beslag is, né, kan ons hom uit die mengbak uithaal. Sit ons hom op 'n oppervlakte en dan begin ons hom net knie, né?
Ons begin om dan nou net lekker te knie. Hoe jy knie is altyd, jy hou jou een hand hierso, soos vir die bakkie, en dan jou ander hand druk jy en bring oor. Druk en bring oor. So gaan ons nou hierdie broodjie knie, omtrent vir so 8 minute, né? Ons sit nou bietjie lig in, en dan gaan hy ook lekker elasties wees, ons eindproduk. Ok, so vir 8 minute gaan ons hom nou knie, en dan gaan ek hom, na ek hom geknie het, gaan ek hom dan nou net in 'n bak sit, en dan bedek, en hom dan lekker laat rys, vir so 1 uur, en dan gaan ons hom bak. Ok, nou het ons hom klaar geknie, en ek het hom mooi 'n balletjie gemaak, so ek gaan hom nou in my bak sit. Dan gaan ek hom net toemaak met 'n stukkie glad wrap, laat hy hitte kan behou. En dan gaan ek hom vir so ongeveer 1 uur laat rys, tot hy so dubbelsuig is. En dan gaan ons hom in ons bak. Op sy bakplaatjie in, en dan gaan ons hom in die oond sit. Daar sê, nou is hy reg vir die rysproses. Nou dat hy klaar gerys het, en hy is omtrent so 2 keer sy grootte as wat hy was, soos julle kan sien, haal ek nou net die glad wrap af. Dan gaan ek hom net so bietjie platter druk en bietjie rol, en dan gaan ek hom in my bak plaatjie sit. Kijk, so ek gaan hom net hier so uithaal. Kijk, so nou druk ek hom net so bietjie, rol hom tot hy omtrent, jy weet sien, so lekker vormpie is. Dan vat ek my oondpannetjie, broodpannetjie, gaan ek hom net hier insit, en nou gaan hy oond toe vir so 30 tot 35 minute, tot hy so goudbruin is. Ok, so nou, haal ons hom uit die oond uit die pannetjie uit, en hierso is ons mooi goudbruin gebakte broodjie. Kom ons sny en kyk hoe hy lyk binnekant, of hy aan die kriteria voldoen. Hy is nog 'n bietjie warm. Heerlike broodjie. So, kom ons kyk gou-gou bietjie nader. As ons kyk, kan ons binne die liggaatjie sien wat hy gevorm het tydens ons rysproses. Die broodjie is sag en lig, en hy's elasties, soos julle daar mooi kan sien. Ok, ja, en daarso is ons eenvoudige bakbroodjie. So, ek glo julle sal reg wees vir die eksamen. Julle is welkom om die resep dan ook by die huis te oefen, voor ons dan die eksamen doen. Ok, graad 11, dan kan julle oppak in klas vandag. Dankie, lekker dag.